Soos die Gees van God het op ons hart geplaas. Amen. Selfs die kerkraad word dankie sê. Dat u vertroue daarin moes oorplaas. Om 'n persoon daar agter uit te haal miskien en te sê kom staan agter die pulpit. En verkondig die woord van die Here soos die Here dit op jou hart en op jou gees geplaas het. Halleluja. Elke kerkraad lid van die Binders, elke ouderling, die jeug self daar agter. Welkom in die diens in die huis van die Here. Het is goed om julle te sien. Elke mens wat tyd gemaak het, tyd uitgekoop het. Jy weet dit nie moeite geag het om vroeg op te staan nie. Amen. Nie moeite geag om voor te berei nie. Amen. Nie moeite geag het om te stryk en vanmôre hier uit te kom nie. Ek dink die eintlike ding wat vir ons dryf is die verwagting wat daar is. Ja. Die verwagting dat iets gaan val vanmôre. Yes. En as dit val, dan kan ek dit optel. En dan kan ek hardloop met dit as ek daar buite kom. Want buite is dit baie woes vanmôre. Ja. Geliefdes, ons praat nog steeds onder die tema His word and His ways. En as my tablet my sal toelaat, sal ek wil hê ons moet gaan na Jesaja 40 vers 8. Jesaja 40 vers 8. Ja. Ek gaan dit lees in Afrikaans en dan sal ek weer omdraai die Engelse gedeelte aan julle voorhou. Die Afrikaanse gedeelte van Jesaja 40 vers 8 sê: Die gras verdor, die blom verwelk, maar die woord van onze God hou stand in ewigheid. In die Engelse gedeelte lees as volg: The grass withers, the flower fades, but the word of our God remains forever. Halleluja. Dit is die geleesde woord van God. Ik zal dan net vragen tot in januari. Kan u dan net voorzien met het gebed. Amen. Ons saam, Vader, uw woord is geseënd. Ons dank u vir die oordeenking van die woord nou in ons hart. Ons bid vir die bedienaar van die woord dat u nou sal onverskrokke maak. Dat hy sal preek en sê so sê die Here van die leerskap. Ons wil bid Here vir die saailand. Ons wil bid Here terwyl die saaier nou uitgaan om saad te saai, dat dit sal val op vrugbare grond en dat dit sal vrug voortbring 160 en 30-voudig in die naam van Jesus. Ons kom nou teen die voëls van die hemel. Ons kom nou teen die dussels, ons kom nou teen dit wat die saad sal verhinder om op te kom in Jesus naam. Ons kom bestraf dit, ons kom bind dit, ons kom verklaar dit nietig vanmôre. In die naam van Jesus seën nou die woord tot ons harte en ons gees in Jesus naam. Amen. Amen. Die Here het jou toekoms in sy hande. Die Here het jou lewe in sy hande. Waarom moet jy jou bekommer voor die dag en die tyd van môre? Die Here het jou toekoms in sy hande. Die Here het jou lewe in sy hande.
huis van die Here. Dis in die huis van die Here. Ons verstaan allemaal Afrikaans, is het reg? Enige Sotho-sprekende persoon in die huis van die Here. Enige Tswana-Xhosa sprekende persoon in die huis van die Here. Geen, ons volg allemaal Afrikaans. Is het maar reg as het voortgaan in Afrikaans? Soos hoor allemaal, maar nie skaam as jy skats haar. Hy man die Afrikaanse boer. As jy die Afrikaans hoor nie praat, nie bang is nie, sê jy huis van die Here. Ek sê niemand tel sy hand op nie. Halleluja. Geliefdes, soos ek gesê het, die thema is His Word and His Ways. Jy weet, as jy nou daarin gegooi word in tye soos die Jakobus, dan is het zwaar om my woord voor te berei. En ek wou dit afstaan onderling Januari, maar toen word ek vastgevat in die hand by die stoel deur pastoor self en sê, jong, kom bring die woord. En want die ding wat gebeur hy het, as jy altyd so gesê wat is, alles raak die mekaar. Jou voorbereidings kwam jy nie by die selfs by die huis is dinge die mekaar. Selfs by die werk is dinge die mekaar. Ons weet nie hoekom dit so is. Of dit so is dat die vyand nie wil hê jy moet uitkom by die opdrag wat jy gekry het, wat jy moet gaan uitvoer nie, of wat is dit nie. En is dit daai tye wat ons dan bid en innig die Here soek, sy aangesig soek om te sê, Here, ek is gekies om die woord te bring. Gebruik my soos U my kan gebruik vir U. En dan gaan jy by die tweede gedeeltes, maar van nou dat jy die Bybel bly en jy kom nie by 'n skrif uit nie. Jy weet nie wat moet jy sê vir 'n skrif wat onder die tema val nie. Want baie goed is reeds al gesê teen hy tyd. En jy weet nie wat gaan jy bring wat nie is vir die volgende persoon. Want die ander ding of die boodskap wat jy wil bring, wat jy hê, iemand moet iets kry. Moenie vir my kyk nie. Vat die woord en gaan pas daartoe. Jy weet ons lewe in 'n tyd waar dinge baie woes is. Dinge is baie te mekaar. En die plek waar mens werk selfs pastoor, plaas jou in 'n plek waar jy moet begin bid. Want hoekom? As jy die goed sien wat gebeur as jy inkom in jou werksplek, dan voel jy hier's 'n gees wat jy hoor. Selfs nog Vrydag was dinge so te mekaar dat ek moes 4:15 by die werk instap pastoor. Dinge kom net nie aan die gang nie. Jy weet, as jy wil hier begin, dan is daar tekort vanaf. Dan moet jy dit laat afstaan hierdie kant toe. Agterna het dinge so sleg gegaan dat toe ons moes werk, toe gee die masjien in wat ons mee werk. En selfs die persone wat in my werk sê, iets is net die verstil vandag reg hierso. Die gees is net nie goed hierso nie. En dis wat gebeur daar buite. Ons sien kinders wat dwelms gebruik. Ons sien korrupsie in ons regering. Mense maak net soos hulle wil. Die vraag is dan, hoe hou jy jouself staande daar buitekant? Hoe staan jy in hierdie te mekaar giet wat daar is? Want van hy goed is uitdagings vir jou. Die tweede ding is, van hy goed is goed wat jou wil intrek om te sê, kom, wees deel van dit. Die keuse is joune om te sê, hoe gaan jy maak daar buitekant? En in die weken is ons besig met 'n sang van Veronica Meyer. Wat sê, koop die tyd uit, want die dag is boos. En dit kom na my toe om te sê, koop ons nog tyd uit, pastoor, na ons dae. Die uitkoop van die tyd, as koop die tyd uit,
Dit gaan nie oor die tyd wat jy uitkoop as jy werk toe gaan. Dit gaan nie oor die tyd wat jy uitkoop as jy met jou familie is nie. Dit gaan nie oor die tyd wat jy uitkoop as jy daar buite tussen jou vriende is. Die vraag is, koop jy tyd uit by die Here? Laat jy net tyd spandeer met die Here. Laat jy net in sy woord ingaan vir 'n tyd en wen. Laat jy net hoor as dinge so te mekaar is soos hulle daar is. Here, is daar 'n woord wat U vir my kan gee om nog staande te bly tussen hierdie goed? Want soos U gehoor het en U gesien het, wat sê die skrif? Dat as ons kyk deur generasies, deur tye, ons is gebore toe die woord hier is. Ons het groot geraak toe is die woord hier. Ons oumas het die woord hier kom kry. Ons ouma grootjies het die woord hier kom kry. Daar's kinders wat groot raak in tyd van die woord. En van ons gaan uitgaan, dan los ons nog steeds die woord agter. Dis hoekom Jesaja sê, die woord van die Here is ewig staande. Wat dit sê vir my is, waar ook al ek gaan, man, dit maak nie saak watter gedeelte van die wêreld ek gaan nie, die woord van die Here is nog steeds staande daar. Of ek nou provinsie verlaat, of die huis verlaat, of na 'n ander plek toe gaan, na 'n ander familie, is die woord van die Here nog steeds staande vanmôre. His word and His ways. Wat die Here vanmôre vir ons wil sê is, wandel met sy woord. Ons sien dit dan vanmôre in die boeke van Jeremia 1:4-9 sê. Die Here, nadat hy vir Jeremia uitgekies het, terwyl hy jong was, hy het hom uitverkore en gesê, vir jou gaan ek 'n apostel maak, wat gaan my woord uitvat. En die antwoord wat ons gee, of wat hy vir die Here gee, is die antwoord wat elke jong mens gaan gee, is nie. As u vanmôre die mind vat en vir die jong mens daar agter gee en sê, kom verkondig die woord van die Here, hulle gaan sê, ek is te jong. Ek weet nie wat om te sê. Maar luister wat sê God vir Jeremia toe hy klaar is. Hy sê, vat en eet van my skrif. Met ander woorde wat God vir hom sê is dat, as jy God se skrif eet, sal jy enige omstandighede kan aanvat. Jongheid sal jou nie kan in jou pad staan. En dis wat die Here sê vanmôre vir Jeremia. Hy sê, kom en vat my woord. Dit wil sê, ons kan nie sonder die woord van die Here nie. Ek gaan net 'n praktiese voorbeeld maak. Ek like eintlik die gedeelte sit ek nie. Daar my werksplek, maar ek gaan nie noem waar nie. Pastoor, as ek sit daar so en ek doen 'n saak. En dinge lyk vir my so te mekaar. En dis my geleentheid om die ou bietjie in 'n hoek te druk. Voordat ek opstaan, bly ek doodstil en ek maak my oë toe en ek sê, Here, sit op my tong. Gee my die wysheid van Solomon. As ek daar opstaan en ek doen die ding wat ek moet doen, dan lyk ek het lankal voorberei vir hierdie persoon. En dis hoe die woord van die Here werk. En dis hoe die krag van God werk vir my. Al wat God wil hê en al wat Jesus wil hê is, pas my woord toe. Ons sien as ons gaan na die boeke van Genesis daar. Ons gebruik deesdae materiaal om te bou. Ons gebruik steen, ons gebruik sement. En die ander ding is, ons gebruik hande. Ons nodig ons hande om te bou. Maar die Here het nooit sy hande gebruik. As jy die boeke van Genesis gaan lees, daar in Genesis 1, vers 3, 9, 11, 14 en 19 ongeveer, het God nooit sy hande gebruik nie.
Die enigste ding wat hy gebruik het, was sy woord te vat en toe te pas. Hy sê, laat dit so wees. Laat daar lig wees. Laat die lig geskei word van die duisternis af. Laat die hemel geskei word van die aarde af. Dis die woord, dis die krag wat die woord dra. Amen. Halleluja. Die Bybel gaan verder en sê vir ons nog steeds. Toe God sy seun afstuur aarde toe, het hom gestuur as woord daar in Johannes 1. Hy het hom gestuur as 'n woord, geliefdes. Hy sê die woord was by God en die woord het mens geraak. En as die woord mens geraak het, dit wys jou maar net wat 'n krag God se woord dra. Hoekom sal jy in 'n tyd soos die nie die woord van die Here vat en gebruik as 'n wapen nie? Hoekom sal jy nog steeds in hierdie tyd en uur nog steeds ander goed kyk en nie die woord van die Here nie? Want hy sê dan hoeveel krag het sy woord. Luister wat gebeur, pastoor. Op 'n tyd gaan Jesus deur 'n swaar tyd waar die mense wat in die loop begin terugdraai. Die disippels wat hy geroep het om by mekaar saam met hom te wees, begin omdraai. En Jesus vra toe die van agter gebly en nou. Gaan julle ook nie terug nie? En Petrus sê vir hom, Here, Here, Here. Ai my Here. By U is die ewige woord. By U is die lewende woord. Waartoe moet ek nou gaan as ek terugdraai? Waar sal ek die woord kry wat ek nou by jou kry as ek terugdraai? Want hy weet dat die woord is dieselfde woord wat hy gaan gebruik later. Petrus het geweet dat die woord wat hy van Jesus self gaan sê, stuur jou woord dat ek op die water loop. Yes. Dis dieselfde woord wat Jesus gestuur het en gesê, water, hou vir Petrus as hy uit die skip uitstap. En dieselfde woord het vir Petrus geluister en dieselfde woord het die water ook self geluister. Wat 'n soort mens is die wat sommer die water sê, hou my diensknegt en bring hom na my toe. Dis die krag wat die woord het. Amen. Die woord gaan verder om te sê, Jesus het nie sy hande gebruik om die see stil te maak. Hy het net gepraat, hy het sy Vader se woord gebruik, die woord wat vir ewig is. En hy sê vir die see daarso, wees stil en kalm. Los die mense uit. Raak stil. Selfs die wind het geluister na hom. Dis die Jesus daai wat die woord is. Nie een van ons hier binne kan met natuur praat. As die wolke nou besluit, hulle kom op en dit reën en daar's vloede, nie een kan dit beheer nie, maar net Jesus deur die woord. Ja. En dis die krag wat sy woord dra. So, hoe kan jy wegstap van die woord van die Here af vanmôre? As Jesus vir jou wys wat se krag dra die woord van die Here. En as God vir onsself vanmôre sê, jy sal kom, jy sal deurgaan, jy sal verbygaan, maar die woord sal nog steeds hier is. In Lukas 5 vers 5. Daar ontmoet Jesus weer sy disippels. En toe hy ontmoet hulle nadat hulle 'n harde dag of 'n harde nag gehad het. Moeg. Hulle het nie meer moed nie. Hulle het gedoen wat hulle moet doen.
Hulle is mismoedig daar wat hulle sit. En toe hy kom na hulle, toe sê hy vir hulle, kom ons vaar uit. Kom ons gaan net na die ander kant. En hulle sê vir hom, maar Here, ons het dan so hard gewerk hierna. Maar Jesus sê vir hulle een ding, wat ons altyd doen. Ons werk hard, maar sonder sy woord. Ons werk hard, maar sonder sy woord. Die gaan uit na die matrikulante toe, wat nou besig is om te skryf. Moenie gaan hard werk sonder die woord van die Here. Onthou Proverbs 16 wat sê, we may make our plans, but God has the last word. Moenie te hard werk sonder die woord van die Here. En Petrus besef die ding nadat Jesus hom gesê het. Jy het hard gewerk, Petrus, saam met jou man, maar jy nooit die woord gebruik toe jy so hard werk. En dis die fout wat ons maak. En dis die rush wat daar buite is, pastoor. As ons hier uitgaan en die probleme kom, weet jy werk so hard in die probleem om dit op te los. En in die hard werk vergeet jy die woord van die Here om dit ook te gebruik. En Jesus wys vir Petrus daai selfde oomblik om te sê, kom ek wys jou wat doen ek. Met die woord net, niks anders nie. Gooi in jou nette. En toe hy sy nette ingooi, hulle het gevang in 'n manier wat hulle nooit tevore gevang het. Jy moet weet, die is mense wat ervaar is. Die is, ek kan maar sê, professors in visvanging. Wanneer die skrif sê, Jesus kom kry hulle is besig om vis te vang, die tyd toe hulle roep om te sê, volg my. Dis mense wat weet. Dis soos 'n ou bouer wat weet as hy so kyk om te sê, okay, fyn, daai gedeelte is skeef. Die is die mense wat Jesus vandag so oopmaak. Jy kan nie deur die lewe gaan sonder die woord van die Here. Waar jy ook al gaan, moenie vergeet om die woord van die Here te pas. Want sy woord is 'n lig vir jou. Waar ook al jy loop, wat ook al jy tegemoet kom, moet jy die woord van die Here toepas. Dan gaan ons na die tweede gedeelte toe. En daarom moet ons die tweede gedeelte Johannes 14:16. Remember, it's His word and it's His way. Jy kan nie die woord toepas as jy vir Jesus ken. Wie se woord pas? Want hulle sê jy kry geloof as gevolg van wat jy hoor. En die wat jy hoor moet die woord wees. Nie enige woord, maar God se woord. So jy moet vir Jesus ken. Dis hoekom hy sê dat Johannes 14:16. Ek is die weg en ek is die waarheid. Met ander woorde wat hy sê daarso is ek is die pad wat jy moet vat. So die pad is altyd Jesus. Pastoor, jare terug toe ons uitgaan het ons huis en gaan studeer. My ouers het weet ek keer gegaan. Maar een ding wat hulle geweet het is die Here leef. Wat hulle altyd so gesê het is gaan met die Here my kind. Ek het oral gegaan met die Here pastoor. Ek het uit Bloemfontein gegaan, Kimberley, van Kimberley af, as ek so ver tot in 100 Klapby. Dis die einde van die kus. Met die Here, wat my ouers nie gedoen het, en aan voorgestel. Met die Jesus, sal die groot mense sê. So ons kan nie, jy kan nie jou pad vat sonder Here nie.
En alle matriculanten daar buitekant, sit vir Jesus voor. Stap jy agteraan. Want hy sal inkom of hy genooi is of nie genooi is. Die Bybel sê in die boeke van Daniël, toe hulle nog so loop, is die wat nie tussen hulle kom. Die Bybel sê, na die kruisiging, toe die Emmausgangers nog so loop, is die wat hy inkom. Loop met Jesus oral wat jy gaan. Amen. Jy kan nie sonder die Jesus loop. Loop met Jesus oral wat jy gaan. In hierdie tyd en uur kan ons nie bekostig om nie met die Here te loop. Yes, hallelujah. Ons sien vandag hoe kinders teen ons ouers draai. Ons sien hoe kinders hulle se eie huise afbreek net om die dwelms te kry. Ons sien hoe kinders verblinder die harde werk van hulle se ouers ter wille van dwelms. Waar is dwelms? Dis 'n aardse ding, dis die Here se ding. En as jy daai ouers sien en dan kry jy hom so jammer en dan vra jy, maar loop jy ken jy die Here? Want die Here sal vir jou 'n antwoord gee hoe om uit daai situasie te kom. Yes, Amen. Ek staan waar ek staan as gevolg van die Here. Goud en silwer die het ek nie. Maar die wat ek het, gee ek vir julle. Amen. En dis die woord van die Here vir ons. Take his word and take his way. Ons het vriende, ons het families, wat ons sal raad gee, wat ons sal lei, maar moet nooit die Here intussen vergeet. Iemand het gesê die laaste keer dat God die derde een wees in die huwelik. Julle twee kan stap, maar die derde een moet God wees, oral waar jy gaan. Die is sy weg, en die is sy woord bestuur. Mag die Here vir u seën. Amen.